Goeiedag julle. Julle van julle het vir my gevra ek moet vir julle 'n videoetjie maak oor die meetkunde. So kom ons val sommer dadelik weg met wat ons al reeds hierdie jaar gedoen het. Goed. Ek net hierdie een 'n bietjie groter maak. So in jou handboek, die van julle wat in die handboeke ook volg, op bladsy 148 in jou handboek sal jy ook daar van hierdie werk dan nou sien wat ek vir julle wat ek hier so opgesom het. Net gou die eerste ding, wag, ek moet nou eintlik gou weer uitgaan. Hy skip hulle. Ek het vir julle in die klas gewys hoe werk 'n gradeboog, net gou vinnig weer vir die wat dalk vergeet het, afhangende van watter hoekie dit is wat jy wil meet. Kom ons sê, nou, laat ons 'n bietjie af. Ek het in die klas die onderste hoekies gemeet. Kom ons sê ons wil daai boonste hoekie meet. Wat jy nou maar moet onthou is daai kruisie, wil ek amper sê, daar waar die twee lyne mekaar kruis, op daai punt waar hulle mekaar kruis, moet jy op die punt van die hoek wat jy wil meet neersit. Dis die eerste ding. Dan jy moet altyd vanaf 'n lyn meet. So jy moet kies, gaan jy vanaf hierdie lyn meet, dan moet jy hierdie onderste lyn op daai lyn neersit. Of wil jy vanaf hierdie lyn meet, dan moet hierdie onderste lyn op daai lyn wees. So jy moet hom draai tot jy tot al twee lyne reg oor mekaar kom. Jy basies nie meer as een lyn kan sien nie. Dit moet amper soos een lyn vorm. Ek gaan gou vir julle wys. As ons hierdie boonste, ek dalk hierdie ene meet, ek is net bang hy gaan op van die bladsy afgaan. So kom ons jy draai jou gradeboog. Ek baie van julle gaan sit hom verkeerd neer. Dan sit jy hom so neer. Ek gaan my bes probeer hier. Maar in elk geval as jy vir my juffrou, maar hoe moet ek daai hoek meet? Ek kan mos dan vir jou sien hier, so hierdie gradeboog lê buitekant die hoek. So hy kan nie so om wees nie. So dan moet ek hom nou net nog draai, laat ek daai binnekant kan meet. Nou as ek nou van hierdie lyn, vanaf hierdie lyn gaan meet, dan moet my punt, my kruisie, op daai hoekie se punt wees en hierdie lyn moet op daardie lyn gaan lê. So kom ons kyk of ons dit reg kry. Ek moet dan nie twee lyne sien nie, maar net een. Ek gaan my bes probeer. Die ding, die rekenaar is bietjie moeilik want hy spring soms rond. Dink hy's redelik nou gelyk daar. Weet jy gaan ek hom meer gelyk kry. Op jou papier sal jy hom dalk bietjie meer gelyk kry op 'n plat bladsy. Dan gaan julle sien jou gradeboog het 180, 170, 160, 150 ensovoorts. Maar hy het ook een wat begin by 0, 10, 20, 30. Nou sê gou vir my, waar begin ons tel? Begin ons by 180 tel? Nie by my wiskunde nie. Ons begin by 0. So jy kies die ene, dit hang maar net watter kant van die bladsy jy werk, hoe jy jou gradeboog draai. Dis hoekom hy dit vir ons maklik maak en aan albei kante in begin by 0. So jy begin altyd by 0 tel. Goed, nou gaan ek tel 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Right? So ons weet is net bo 70, maar nou om te weet hoeveel bo 70, gaan kyk ons na hierdie klein lyntjies. Nou die klein lyntjies verteenwoordig 1 graad elk. So en dan sal julle sien tussen die langste lyne hierso, tussen hierso waar 110 en 70 lê en hier waar 180 lê. 180. Tussen hulle lê daar een wat ook langer as die res is, nie so lank soos die twee nie, maar dit is dan nou die 5e. Okay, die ene wat tussen die langstes en die kortstes lê, is die 5e, daai streepie. So as hierdie 70 is, dan sal hierdie 75 wees. En ons sien die ene spesifieke ene wat hierso lê net onder die 75. So dan lyk dit vir my soos omtrent so 74 as ek nou mooi kyk daar. So hierdie hoek se grootte is dan 74 grade. Kom ons meet gou die onderste hoekie. Goed, nou dan gaan ons hom. Partykeer gaan jy al kry dat jou gradeboog dalk groter as die prentjie is. Like such. Al wat jy doen is jy vat jou lineaal, ek wil net weer 'n bietjie kleiner maak. Jy vat jou lineaal en jy verleng net die lyn wat reeds daar is met 'n potlood in jou lineaal, trek jy hom net langer sodat jy net kan sien waar lê daai hoek se lyne. Okay. Nou kom ons sê vir die onderste hoekie meet. Draai ek hom weer om. Okay, en my kruis moet ek nou op daai punt gaan neersit. Mooi op daai puntjie, so bes moontlik, naas moontlik op daai puntjie. En dan hierdie lyn hier onder moet in lyn wees met die figuur, die blou figuur se laaste lyn. So sit hom tot daar, lyk daar so min of meer. Daar so. Kyk daar so. Goed, dan begin ons hierso. Sien julle nou sit die 0 weer buite en die 180 aan die binnekant. Ons begin by 0 tel. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, hierso 100. Daar is ons 105, die langer enetjie. En dan sien ons hy's net links van 105. So dis 106 grade. Alright, maar ons gee gewoonlik in elk geval laat ons ook 'n speling toe van so graad of so. Okay, so dit is so gradeboog werk. Ons gebruik dit nie verskriklik baie nie, maar ons gebruik dit wel in die jaar, so jy moet altyd sorg dat jy gradeboog by jou het. Maar jy gebruik slegs jou gradeboog in eksamen as ek sê, vat jou gradeboog en meet die volgende hoeke. Want 90% moet jy jou reëls gebruik om die hoeke te bepaal en is die skets in die volgende skaal geteken. En as hy volgens skaal geteken is, nie gaan jou gradeboog in elk geval nie vir die regte antwoord gee nie. So dis slegs in die eksamenvraestel of die take waar ek vir jou spesifiek sê, gebruik jou gradeboog en meet die volgende grade.
Al die ander tipe vrae gaan jy dit moet gaan uitwerk met redes. Alright. Goed, dan het ons kom ons kyk gou na die werk wat ons gedoen het reeds. So, die hoeke. Goed, daar is nou seker 'n paar hoeke en hierdie is nou leerwerk. Voor jy by die verstaanwerk kan kom, moet jy eers die leerwerk ken. Soos julle gesien het, hierdie kwartaal met meetkunde is daar redelik baie leerwerk. Baie van dit het julle gesien ook kom van die laerskool af. So elke jaar kom maar net 'n klein stukkie by, klein stukkie by. As jy een keer goed leer, dan is dit nie so baie leerwerk vir jou nie en dan begin die wiskunde eintlik lekker raak. Dis wanneer ons nie die leerwerk ken nie, wat wiskunde vir ons sleg is, want ons kan nie die goed onthou nie en dan dink ons kan die wiskunde doen nie, maar eintlik is dit nie dit nie. Ons moet eers net die reëls ken en my redes ken ensovoorts. Okay, so kom ons kyk gou-gou hier. So die eerste ding wat jy moet weet is enige hoek. Ek gaan my lasertjie aansit. Daar hierso. Julle net mooi kan sien. Laser pointer daar is dit. Enige hoekie wat hierso sê hulle, as jou hoek B in hierdie geval, groter is as 0 grade of kleiner is as 90 grade, dan is dit 'n skerp hoek. Kyk, 90 grade sou mos 'n loodregte lyn hier af. As ek 'n lyn so getrek het en daarna C toe en hy het hierso 'n 90 grade hoekie gemaak, dan sou hy hier geloop het. Daar. Okay? Nou, 'n skerphoek is kleiner as 90 grade, maar groter as 0. Alright? 'n stomphoek is groter as 90 grade en kleiner as 180 grade. Hoe lyk 180 grade nou weer? As ek 'n reguit lyn trek en ek vat van die een punt van die lyn na die ander punt van die lyn, dan vorm dit 180 as ek so boog sou trek daar. So daai hoekie sou meet. Soos net om die grade boog, kom ek wys van die grade boog vir julle. En kyk gou hierso. Dan moet ek eers die pointer afsit. As ek hierdie hoekie sou vat, né? So hier begin hy by 0 grade. Kom ons sit sommer die gradeboog op sorry. Kom ons sit hom hier so op die lyn neer. Daai lyn van die blou figuur. So kom maar bo neersit. Nou as ek hierdie hoek wil meet van hierdie lyn. Nee, sit hom daar neer. Dan begin hy by 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, so gaan dit aan en hy eindig, die ene keer is nou 'n bietjie afgesny, so maar hy eindig by 180 grade. En ons praat van 'n gestrekte hoek, as ons net te sien, hè. So dis so 180 grade lyk. As jy 'n hoek het wat van hierdie lyn gemeet word om tot hierso. Daai hoekie hier is 90 grade. Dis 'n loodregte hoek, 90 grade en dan 180 is regom. En reg in die ronde is 'n omwenteling en dis 360 grade. Okay, kom ek laat ek dink te veel advertensies tussenin gooi nie. Skerphoek het ons nou gesê, stomphoek groter as 90, kleiner as 180 en springende hoek is groter as 100 as ek nou 'n reguit lyn van daai P-lyn nog sou verleng en ek maak hom reguit, né? Dan sou hierso tot by daai lyn so 180 gewees het, maar nou is hy groter as 180, hy gaan nog verder. So enige hoek wat groter as 180 grade is, maar kleiner as 'n omwenteling, kleiner as 360 grade, noem ons dan 'n inspringende hoek, maar hy het ook 'n ander naam, reflekshoek, en jy moet al twee ken. Nou, so sien julle twee prentjies van inspringende hoek en reflekshoek. Goed. Daar's so 'n voorbeeld van 'n omwenteling. Even kyk, sorry. Daar is hy. Hierdie is 'n voorbeeld van 'n gestrekte hoek, 180 grade. Hier is 'n voorbeeld van 'n regte hoek, 90 grade, loodregte hoek. So dis soos dit aandui ook vir jou in die vraestel. As jy so blokkies sien, dan weet jy hy's 90 grade. Goed. En dan hierdie is super belangrik. Ek het vir julle in die klas verduidelik. Kyk, as 'n bouer nie sy storie ken nie, dan gaan jou muur moet mos altyd 90 grade hoek met die grond maak. Want as dit nie 'n 90 grade hoek met die grond maak nie, dan het jy 'n krisis, want dan begin jy skewe mure bou. En dan gaan jou muur omval, want hy gaan nie die gewig kan dra nie. So jou muur moet 'n 90 grade hoek met die vloer maak. Nou as 'n bouer nie sy sout werd is nie, dan gaan jy, as jy daar, as hy halfpad gebou het en jy kom aan en jy sien daai muur is skeef, dan gaan jy 'n muur omtrap en plat trap, jy gaan wegjaag en jy gaan hom either sê bou oor of jy gaan 'n ander bouer kry. Maar as 'n bouer sy storie ken en sy muur is mooi reguit en hy maak mooi 90 grade hoek met die vloer. Hy is super netjies gebou en so aan. Wat gee ons dan vir die bouer? In plaas van hom weg te jaag om te skel, gee ons vir hom kompliment. Dan sê, well done, jou muur is mooi reguit. So, dis maar hoe ons dit ook laas gesê het, ons het onthou. En die ander woord vir, of hoeke wat saam vir jou 90 grade gee, noem ons komplementêre hoeke. Okay? So as 'n bouer se hoeke mooi 90 grade is, gee ons vir hom 'n kompliment. Ons sê, yes, jou bouwerk is netjies. Jo, gee vir hom baie komplimente, well done. So sal julle onthou, enige hoeke wat saam vir jou 90 grade gee, staan saam bekend as komplementêre hoeke. Goed, so hierso het ek, kyk gou ook hoe benoem ons 'n hoek. As ek van hierdie hoek A wil praat, hierso is ons nou meer as een hoekie. Hierso het ek, as ek van daar af so beweeg, dan is hierdie hoek A1, okay? En as ek van hier af soontoe beweeg, dan is hoek A2. Kyk gou daar, so A1 en A2. En as julle bymekaar sou tel, sien julle daai blokkie wat hy daar vorm.
Dit wys vir ons is 'n 90 grade hoek. Okay. En jy kan ook praat van die groot hoek, die 90 grade hoek as hoek CAB. Die middelste een sê vir my waar die hoek is. Tussen lyn CA en lyn BA lê die hoek CAB. Okay. So, hier sê hulle maar net die komplement van 20 grade. Wat by 20 grade getel gaan vir my 90 grade gee? 70. So 20 grade en 70 grade is komplementêre hoeke. 42 grade se komplement is 48 grade. So dit is maar net wat julle moet in gedagte hou. Dan hierso. Duidelik het vir julle ook gesê, hierdie lyk amper soos sal ek maar sê die balk wat die benchpress ouens gebruik, né? Hulle het so lang, ek nou het ek die naam vergeet van wat hulle dit eintlik noem, maar in elk geval hulle het so lank 'n silwer metaal staaf, balk, wat ook al, waaraan hulle dan nou die weights aan beide kante sit, die ouens wat gym, né? En toe sê ek vir jou, baie mense glo, hulle raak sterker as hulle supplements gebruik. Hulle glo, kyk die ouetjies nou by ons graad 8 klas, hulle sukkel om 180 te bench, né? Maar toe spot ek, toe sê ek, as jy supplements gebruik, dan glo die ouens, dan kan hulle 180 bench. Nou dis maar net om vir julle te help onthou, as jy aangrensende hoeke op 'n reguit lyn, so hierdie twee hoekies is aangrensend en hulle is op 'n reguit lyn. Ek gaan nou weer vir jou net herinner wat is aangrensende hoeke nou weer. Maar in elk geval die tweetjies saam is teenoor mekaar, is aangrensend. En hulle is op 'n reguit lyn, so hulle vorm saam 180 grade. En hoeke wat saam 180 grade vorm, noem ons supplementêre hoeke. As jy supplements gebruik, kan jy 180 bench, né? 180 grade. Okay, so ek hoop julle onthou dit. En net gou vinnig, wat is aangrensende hoeke of aanliggende hoeke? Dis hoeke wat 'n gemeenskaplike hoekpunt deel en 'n gemeenskaplike arm deel. So vir beide hoek P1 en P2 is daai gemeenskaplike hoekpunt en is daai gemeenskaplike arm tussen hulle twee. En daarom noem ons hulle aanliggende hoeke of aangrensende hoeke. Okay, en soos ek gesê het, hierdie is dan hulle twee P1 en hoek P2 is supplementêr, want saam gee hulle vir ons 180 grade. So kom ons kyk gou hier so die supplement van 30. Wat plus 30 gee vir my 180 is 150. So hierdie twee hoeke is supplementêr. 110 plus 70, wat gee dit vir saam? 180, so die twee saam is supplementêr. Dan as ek enige twee reguit lyne trek wat mekaar sny, maak nie saak hoe skuins nie. Die hoekies wat dan reg oorkant mekaar staan, soos in hierdie geval O2 en O4, of aan die ander kant O1 en O3. Daai twee saam en hierdie twee saam. Hulle is dan ewe groot en ons noem hulle regoorstaande hoeke. Okay, baie van julle, as ek vir julle vra, dan kan julle vir my eventually nadat ons 'n paar keer dit deurgaan, onthou julle die woord regoorstaande, dat dit regoorstaande hoeke is, want hulle staan reg oorkant mekaar. Maar dan as ek vir julle som of 'n ding vir jou vragies vra oor regoorstaande hoeke, dan sal julle vir my goed sê soos dis saam 180 of saam 90 of ek weet nie wat se nonsens dink julle uit nie. Regoorstaande hoeke, wat jy daar moet weet is, die hoekies is ewe groot. Hulle is gelyk aan mekaar. As hierdie kant sê nou maar 70 grade is, dan is hierdie kant se hoek 70 grade. As hierdie kant se hoek 110 grade is, dan is hierdie hoek 110 grade. Alright, dis regoorstaande hoeke is ewe groot. Hulle is gelyk aan mekaar. Goed. Dan hierdie volgende hoekies waarna ons nou hier gaan kyk. Al drie van hulle werk slegs as ek twee ewewydige sye het, parallel. Wat beteken dit? As ek twee sye het wat ewe ver uit mekaar uit is. Al sou ek hulle verleng, al sou ek hierdie sy nog langer trek en die onderste nog langer. Hulle gaan nooit, al trek hulle tot 'n ewigheid langer, hulle gaan nooit iewerster by mekaar, by 'n punt by mekaar uitkom dat hulle kan sny of kruis nie. So dan beteken hulle bly oral ewe ver uit mekaar uit. So ons noem hulle parallel of ewewydig. Daarso lyn my gesig is nou nie pad. Lyn AB is parallel of ewewydig aan CD. Dis eintlik wat daai sê op hierdie enetjie. Goed. Nou net gou vinnig. Ons sien by hierdie sketsie, as ons kyk na hierdie hoekie 1 en hoekie 2, hulle het sekere ooreenkomste wat hulle deel. Kom ons kyk gou die eerste een wat jy sommer so met die oog kan sien. Sê gou vir jou, voor ek nou antwoord, sê gou daar vir jouself, is hierdie hoek 1 en hoek 2, is dit voorbeelde van skerphoeke, stomphoeke en springende hoeke? Wat is daar nog? Regte hoeke. Wat se tipe hoekie sou jy sê is hierdie as jy soms so met die oog kyk? Ja, as ek hom so met die oog kyk, lyk hulle vir my 90 grade hoek sou hier geloop het, né? So hulle lyk groot, obviously groter as 0, maar kleiner as 90. So hierdie is 'n skerp hoekie en hierdie is 'n skerp hoekie. Dis die eerste ooreenkoms. Dan sien ons ook albei van hulle lê bokant een van die ewewydige lyne en albei van hulle lê regs van die snylyn. Nou omdat hulle so baie ooreenkomste deel, noem ons hulle ooreenkomstige hoeke. Okay? So kyk gou-gou, skryf ons hom. Hoek 1, gewoonlik sal hierso staan sê nou maar F1 en G2. Dis min dat ons dit so skryf, maar okay, never mind. So hoek 1 is gelyk aan hoek 2
Hulle is presies ewig groot en my rede is ooreenkomstige hoeke. Maar dan moet jy vir my bysê, omdat AB parallel of ewewydig is aan CD. Anders te kry jy nie jou volledige punte vir jou rede nie. Okay. Dan hierso ons sien hoek 1 is gelyk aan hoek 2, want hulle verwissel van kant. Hulle was hierso aan die regterkant van die snylyn onder die ewewydige sy, en as jy gaan nou kyk na hoek 2, dan is hy links van die snylyn en bokant die ewewydige lyn. So hulle verwissel van posisie, sien julle? Dis maar net 'n manier hoe ek sê altyd hy verwissel van straat. So as hy so oorspring na die ander ene toe, maar dit moet die hoek wees tussen die snylyn en die ewewydige sy, en tussen die snylyn en die ewewydige sy. Maar hy spring dan nou van posisie, né? So hulle deel nou nie dieselfde klomp ooreenkomste nie. Hy spring, maar ons kan sien so met die oog lyk dit, hulle albei skerp hoekies. sien jy, hierdie is 'n skerp hoek en hierdie is 'n skerp hoek. Dit kan nie hierdie ene wees want hierdie is nou weer 'n stomphoek, sien jy? Hy is groter as 90 grade. So hierdie twee is verwisselende hoeke, en wat weet ons van verwisselende hoeke? Verwisselende hoeke is gelyk aan mekaar, hulle is ewig groot. So regoorstaande hoeke is ewig groot en gelyk. Ooreenkomstige hoeke is ewig groot en gelyk aan mekaar. Verwisselende hoeke is ewig groot en gelyk aan mekaar. Okay, en onthou weer eens, jy moet bysê, want PQ is parallel of ewewydig aan RS. En dan co-binnehoeke. Ek het vir julle so 'n verskriklike storieetjie vertel. Ons het mos nou gesê as jy 180 kan bench, dan beteken dit jy het of as jy supplements gebruik kan jy 180 bench. En toe sê ek vir hulle, maar supplements is eintlik baie ongesond vir mense. Mense mag nie supplements gebruik, moenie supplements gebruik nie, verkieslik nie. Mense kry seker, weet baie mense het verskillende opinies, maar ja. Toe sê ek maar die gesonde tipe wink wink supplement wat jy kan gebruik is natuurlik, ek vir julle so prentjie gewys van 'n blikkie koe baked beans. Nou kyk gou hierso, hierdie lyk amper soos dit lyk of dit 'n blikkie kan vorm. sien julle daarso? So as jy twee ewewydige sy het met 'n derde ene wat hom sny, dan vorm hy amper soos 'n blikkie daar. En jy kan lekker koe baked beans aangooi. En as jy jou koe baked beans geëet het, dan het jy jou natuurlike supplements. Kyk, en dan gaan jy nou vir jou 180 bench, né? So is maar net 'n manier hoe ek dit vir julle gesê het dat jy dit kan onthou. So hierdie twee hoekies aan die binnekant van hierdie koe baked beans se blikkie, hoek 1 en hoek 3. As ek hulle twee bymekaar tel, moet dit saam vir my 180 grade gee. Ek sien ek kan nie sê die twee is gelyk is ewe groot nie, want hierdie kan ek sien so met die oog is 'n skerp hoek en ek kan sien met die oog hierdie nommer 3 is 'n stomphoek. Hy's groter as 90. So die twee saam, die twee kan nie dieselfde grootte wees nie, maar ons weet saam gee hulle vir my 180 grade. Selfs met hierdie onderste twee. My blikkie is nou net onderste bo hier onder, maar saam gee hulle vir my 180 grade. Ons noem dit co-binnehoeke. Weereens moet jy vir my die ewewydige sye ook by jou rede noem. So co-binnehoeke is supplementêr. Wat beteken supplementêr? Saam maak hulle 180 grade. Goed. Dan net gou vinnig, hiersoos wat ek net gesê het, wat is aangrensende hoeke? Die is hoeke wat 'n gemeenskaplike hoekpunt deel en 'n gemeenskaplike arm deel. Okay, aangrensende hoeke. Hier is maar net daai wat ek nou net vir julle verduidelik het. En sommer met 'n prentjie, dit is al my klas op. So, sê nou maar hierdie is jou twee ewewydige sye. Al twee hierdie kolletjies lê onder 'n ewewydige sy en regs van die snylyn. So dis hoekom ons sê hulle is ooreenkomstige hoeke en ooreenkomstige hoeke is presies ewe groot, hulle is gelyk aan mekaar. As ek twee ewewydige sye het wat gesny word deur 'n derde sy en ons kan baked beans hier in hierdie ingooi, dan weet ek, supplements. So as ek daai natuurlike koe baked beans supplements in het, kan ek 180 bench. Wat beteken dit? Hierdie twee hoeke saam gee vir my 180 grade as ek hulle bymekaar tel. Ons noem hulle koe binnehoeke. Okay, dan as jy twee ewewydige sye het soos hierdie, okay? En dan sien ons dat hulle het nie ooreenkomste soos byvoorbeeld met hier met die F nie, maar ons sien al twee of hierdie ene lê onder die ewewydige sy en links van die snylyn. Hierdie een lê bo die ewewydige sy en regs van die snylyn. En dit lyk asof hulle so van straat gewissel het, uit oorgespring na hierdie ene toe. Dan noem ons dit verwisselende hoeke. Baie keer sê ek as jy 'n hoofletter N kan trek of 'n Z kan trek of 'n agterste voor Z, dan weet jy daai twee hoekies is verwisselend. En wat weet ons van verwisselende hoeke? Want dit help nie net jy kan die naam identifiseer, maar jy weet nie wat sê dit vir jou nie. Wat sê dit vir jou? Dit sê vir my hierdie twee hoekies is presies ewe groot. Hulle is as hierdie een 90, ek kan nie sê 90 nie, 45 grade is, dan is hierdie 45 grade. Okay, hulle is presies ewe groot. En kyk, kan jy nog onthou wat noem ons as enige twee lyne? Hierdie ene het niks te doen met ewewydige of parallelle lyne nie. As jy enige twee lyne, reguit lyne met mekaar laat kruis, dan die hoekies wat reg oorkant mekaar staan, noem ons regoorstaande hoeke. En wat weet ons van regoorstaande hoeke? Hulle is ook ewe groot. So X en X gaan ewe groot wees en hierdie kolletjie en daai kolletjie se hoek gaan ewe groot wees.
Goed, nou is maar net dieselfde wat ek nou net gesê het. Daar nog stil staan nie. Dan het gou vinnig, dit het jy ook in die laerskool gedoen, hoe benoem jy 'n driehoek? 'n Driehoek kan op grond van twee maniere benoem word, of op grond van sy sye, of op grond van sy hoeke. Okay, so 'n driehoek waarvan al drie die sye verskillende lengtes het, noem ons 'n ongelyksydige driehoek. Okay? Sommer net interessantheid, sy grootste hoek is reg oor sy langste sy. Okay. Dan jy loop mos met twee bene, né? So as jy twee sye van 'n driehoek het, net twee, nie drie nie, jy het nie drie bene nie. As jy twee sye van 'n driehoek het wat ewe lank is, dan noem ons dit 'n gelykbenige driehoek. En dan is daar nog ietsie wat jy moet onthou wat super belangrik is. Sien jy hierso 'n sy wat so lank is soos daai en ek het mos vir jou gesê hierdie twee streepies hierso en hierdie twee streepies daar beteken hierdie twee sye is ewe lank. Maar dan moet jy weet outomaties, as jy dit geïdentifiseer het dat daai twee sye ewe lank is, dan is die onderstaande hoeke van 'n gelykbenige driehoek of basishoeke van 'n gelykbenige driehoek is ewe groot. Okay. So sê nou maar hierdie hoek was, kom ons sê 80 grade gewees, dan beteken dit wat oorbly, want onthou die som van die binnehoeke van 'n driehoek het jy ook in die laerskool geleer, som van beteken ons plus, die binnesom, as jy al die hoeke van 'n driehoek binne 'n driehoek bymekaar tel, moet jy altyd 180 grade kry. Nou as hierdie 50, wat het ek nou gesê, 80 grade is, né? Dan dit wat oorbly is dan 100 grade die res. Nou hoe weet ek dan hoe groot is elkeen van hulle? Ek sê 100 gedeel deur 2, want ek weet hulle twee gaan presies ewe groot wees. Hulle gaan nie helfte, 50, 50, 80 wees. Okay. Dus dit sê almal van hulle is 50 grade nie. Ek het nou 'n voorbeeld gevat. Jy moet net weet almal van hulle se gelykbenige driehoeke se basishoeke gaan ewe groot wees, gelyk aan mekaar wees. Dan as al die sye van 'n driehoek ewe lank is, dan noem ons hom 'n gelyksydige driehoek. En dan weet ons al drie die hoekies is 60 grade. En ons weet ook, die som van die binnehoeke van 'n driehoek is 180 grade. So kom ons toets dit somme, 60 plus 60 is 120, plus nog 'n 60 is 180 grade. Dan as ons kyk na hulle hoeke, en ons benoem hulle op die hoeke, as al die hoeke van die driehoek kleiner is as 90 grade, dan is dit 'n skerphoekige driehoek. As een van die hoeke groter is as 90 grade, jy kan nie 'n driehoek trek waarvan al die hoeke groter as 90 grade is nie, maar as een van die hoeke groter is as 90 grade, dan noem ons dit 'n stomphoekige driehoek. En dan as een van die hoeke 'n 90 grade hoek is, dan noem ons hom 'n reghoekige driehoek. Goed, en dan het ek nou al genoem, die som van die binnehoeke van 'n driehoek is 180 grade, so A plus B plus C is vir 180 grade gee. Dan ook baie belangrik, as jy enige lyn van 'n driehoek verleng, dan vorm hy 'n buitehoek. So as ek hierdie BC lyn verleng, ek maak hom nog langer, dan kry ek hierso 'n buitehoek van die driehoek ABC. Okay? En wat weet ons van 'n buitehoek van 'n driehoek? Dit moet jy leer, dit moet jy ken. Hierdie buitehoek se grootte is gelyk aan die som van beteken plus hoek A en hoek B. Nou hoekom spesifiek hoek A en hoek B? My reël sê my buitehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. So dis die ander twee wat nie aan hom raak of aan hom grens nie. C1 grens aan hierdie buitehoek, so hy is nie 'n teenoorstaande hoek nie. Die ander twee wat oorbly sal aan die teenoorstaande hoeke wees. As ek hulle bymekaar tel, hoek A plus hoek B, gaan dan vir my C2 gee. Goed, en dan gaan ek sommer gou kongruensie vinnig en gelykvormigheid. Goed, kongruensie. Twee kongruente driehoeke pas presies op mekaar. So hierdie twee driehoekies wat ons hierso het, is dan presies ewe groot. As ek vir jou gou wys, kyk gou hier, as ek hierdie driehoek gaan opbeweeg, dan gaan hy presies op daai driehoek pas. Ek hoop hulle is ewe groot. Ek het hulle so gemaak destyds. Dan pas hulle presies op mekaar. Daarso. So dan sien ons hierdie twee driehoeke is presies ewe groot, so dan sê ons hulle is kongruent as hulle presies op mekaar kan pas. Noem ons enige figuur wat presies op 'n ander een kan pas, noem ons kongruente figure. Enige twee figure, skus. So, dis twee kongruente driehoeke het presies dieselfde grootte, presies dieselfde vorm. Deur sekere kombinasies van die twee driehoeke se sye en hoeke gelyk te bewys ons dat die twee driehoeke kongruent is. Hierdie kombinasies staan bekend as voorwaardes. Nou hierdie voorwaardes is ook van die leergoed wat jy super goed moet ken. Anders dan gaan jy nie weet waarvoor om te soek in die eksamen nie. So ons hoef nie al die sye ewe lank te bewys en al die hoeke ewe lank te bewys voordat ons kan bewys dat die twee driehoeke kongruent is aan mekaar nie. Ons hoef slegs 'n sekere voorwaardes. Ons sekere daar's ons kombinasies van 3 elke keer. As ons daai 3 kan bewys, dan weet ons die res alles gaan gelyk wees en die figuur gaan die driehoek gaan ewe groot wees.
So, kom ons kyk gou die eerste een. As ons kan bewys dat al drie die sye nee, kom ek rephrase. As ons kan bewys dat al drie die ooreenkomstige sye van die een driehoek tot die ander driehoek, menende, moet ek net gou ons praat spesifiek van die ooreenkomstige sye. So as hierdie sy, hierdie een hierdie is mos sy ooreenkomstige sy tot daai ene. As ons kan bewys dat die twee sy ewe lank is, ons kan bewys dat hierdie sy en is so lank soos hierdie ene en hierdie sy is so lank soos sy ooreenkomstige sy hierso. Dan kan ons sê daarom moet hierdie twee driehoeke kongruent wees. So my rede sal wees sy. Nog ene, sy ingeslote hoek sy. Dit moet die ingeslote hoek wees. So as ek sê nou maar hierdie sy kan bewys is so lank soos daai sy en ek kan bewys hierdie sy is so lank soos hierdie sy en ek het hierdie hoek is so groot soos daai hoek, dan het ek nog nie kongruensie bewys nie. Hoekom nie? Want dit is nie die ingeslote hoek nie. Ek het vir julle in die klas gewys, toe wys ek vir julle een uitsondering op die reël, so dan kan ons nie daai reël gebruik nie. As daar iets is wat kan bewys dat dit nie waar is nie, dan kan jy daai reël gebruik. So dit kan nie enige ander hoek wees nie. Dit moet die binnehoek wees. En wat is 'n binnehoek? Is die hoek wat tussen twee sye lê. So as ek hierdie sy kan bewys is so lank soos hierdie sy en ek kan bewys hierdie sy is so lank soos hierdie sy en ek kan bewys hoe B is gelyk aan hoek E. Dan is daai hoek mos tussen die twee sye, so dan is hy ingeslote hoek. Dan kan ek sê daai twee driehoeke is kongruent. En my rede sal dan wees sy ingeslote hoek sy. Goed, dan kan ek ook hoek en enige ooreenstemmende sy sê, maar ek wys hierdie hoek so groot soos hierdie hoek so groot soos daai boonste hoek. En sê net maar enige ander sy, hierdie sy is so lank soos die sy, dan kan ek sê daai twee driehoeke is kongruent, want my rede is hoek sy. En dan die enigste hoek wat nie 'n ingeslote hoek hoef te wees nie, is wanneer ek met 'n 90 grade driehoek werk. As ek twee driehoeke het wat 90 grade is. Nou hierdie is nou nie 'n voorbeeld van 'n 90 grade hoek nie, maar gestel hierdie hoek was 90 grade, sê maar ek wys daai is 90 en daai is 90. En dan onthou jou skynsy is altyd een wat reg oor die 90 grade hoek is, dan sou hierdie my skynsy gewees het, so as ek die 90 grade kan bewys van beide, ek kan die skynsy ooreenkomstige skynsy gelyk bewys aan mekaar en enige ander ooreenkomstige twee sye aan mekaar gelyk bewys, dan kan ek sê die twee driehoeke is kongruent. So dan gaan dit wees 90 grade hoek skynsy en enige ander sy. En kyk daarso dis die kort manier hoe ons dit skryf. So 1 2 3 4, net 4 voorwaardes wat jy baie goed moet ken. Hier is daai einste voorwaardes, net gou vinnig vir julle wys. So sê nou maar ek kan bewys hierdie sy is so lank soos hierdie ene en hierdie sy is so lank soos sy ooreenkomstige sy hierdie kant en hierdie sy is so lank soos sy ooreenkomstige sy die kant, dan kan ons sê hierdie twee driehoeke is kongruent. Of as ek sê in my rede sal wees sy. En dan kyk ook baie mooi na die volgorde, né? So die sye wat ooreenstemmend is by tussen hierdie twee driehoeke, menende die sye wat dieselfde lengte is, né? Ooreenstemmende sye. Jy kan sien hierdie twee driehoeke is presies dieselfde grootte. Die een is net geflip, hy's omgedop. Okay? So die ooreenstemmende sy wat ewe lank is dieselfde gemerk. Nou as ek sê driehoek ABC, dan begin ek by die sy wat met die een streepie gemerk is, of in hierdie geval die kortste sytjie, en ek gaan na die tweede kortste sy toe. Ek sê A, B, C. Is kongruent aan, ek het net vergeet om te sê, onthou die teken vir kongruensie. Dit lyk soos 'n is gelyk aan teken, met nog 'n streepie by wat dit super gelyk aanmaak. Die twee is presies ewe groot. Die hoeke is dieselfde groot, die sy is dieselfde groot, alles is die driehoeke pas. As jy so uitknip, gaan hulle presies op mekaar pas. Dis eintlik wat dit sê. So onthou die teken vir kongruensie soos 'n is gelyk aan, want hulle is gelyk aan mekaar. Hy het net 'n ekstra streepie by. Maar okay. So ek het gesê in driehoek ABC is kongruent aan. Nou kan ek nie sê FED of DFE of so nie. Ek moet dieselfde volgorde sê. So dan gaan ek ook by D die kort lyntjie eers noem, DE, en dan die langer lyn, nou die langste een, die tweede langste een, DEF. So baie belangrik om jou figuur in dieselfde volgorde as die ander figuur te noem, met sy ooreenstemmende sye. Goed, so kom ons kyk gou hierdie. Ons sien hierdie sy is so lank soos hierdie sy. Ons sien hierdie sy is so lank soos hierdie sy. En dan sien ons tussen hulle, het ons al twee hoeke wat, die ingeslote hoeke tussen die twee sye, is albei 90 grade. So hierdie sal nie wees 90 grade skynsy en nog 'n sy nie. En die rede is, ek het nie die skynsy nie. Ek kon nog nie die skynsye gelyk bewys aan mekaar nie, maar ek kon twee sye en 'n ingeslote hoek kon ek gelyk bewys aan mekaar. En daarom sal my rede wees, sy ingeslote hoek, sy hoek sy. Okay. Dan hierdie twee driehoeke is ook kongruent aan mekaar. Ekskuus, ek sien daar kort nog 'n streepie vir daai kongruente ene. Maar okay, hierdie twee driehoeke is ook kongruent aan mekaar. Hoekom?
Ek het gesê hoek A is gelyk aan hoek Z, hulle gee dit vir my. Hoek B is gelyk aan hoek Y, so ek het twee hoeke en XY is gelyk aan CB. So ons het die twee driehoeke is kongruent aan mekaar. Hoekom kan ons so sê? Die rede is hoek sy, dis een van ons voorwaardes. Let op dat die gelyke sye reg oor dieselfde gelyke hoeke lê. Okay, sê nou maar ek het gesê hierdie hoek is so groot soos daai hoek is so groot soos A en dan sê ek vir jou XZ is so lank soos BC. Dan kon jy nie gesê het hulle is kongruent nie, want dit is nie die ooreenkomstige sye nie. Dit moet die sye wees wat reg oor dieselfde hoeke staan. So sien julle hierdie hoekie is met een streepie gemerk, né? En reg oor hom is die lyn wat met een streepie gemerk is. Kom ons kyk gou, hoek A is met een bogie gemerk, reg oor hom is die lyn wat met een streepie gemerk is. So daarom die lyn reg oor teenoor die regte dieselfde hoek, selfde hierso die lyn teenoor dieselfde hoek word gemerk. Is nie 'n ander lyn wat gemerk word nie. En dan hierdie twee driehoeke is kongruent aan mekaar. In hierdie geval het ons 'n 90 grade hoek, ja, en ons het die skynsy van beide van hulle en dan het ons 'n derde sy. Daarom is die twee driehoeke is kongruent aan mekaar en my rede is 90 grade skynsy sy. So daar's sommer so 4 voorbeeldjies. Dan gelykvormigheid. Kyk gou-gou lyk hy's nou dit is soos die kongruensie se teken, maar hy's net regop. Ek het vir kinders gesê gelykvormig is die enigste een tussen die twee wat 'n L in het. So hierdie is soos 3 L'e langs mekaar, né? En dis presies soos die woord sê. Hierdie twee vorms lyk dieselfde, maar hulle is nie ewe groot nie. Hierdie een is soos 'n verkleining van die grootte. Maar wat ons wel sien wat dieselfde is hulle hoeke. Hierdie is 70, daai is 70. Hierdie is 30, daai is 30. Hierdie is 80, daai is 80. So die hoeke is presies ewe groot. En hoewel die sy nie ewe groot is nie, sien ons dat as ek sê 8 gedeel deur sy ooreenstemmende sy, 4, dan kry ek 2. As ek vat 6 en ek deel sy ooreenstemmende sy daarin, gedeel deur 3, dan kry ek 2. As ek vat 4 en ek deel sy ooreenstemmende sy daarin, kry ek weer 2. So ons sien dat die die ooreenstemmende sye is in verhouding. Okay. Of ek kon gevat het die kleintjie gedeel deur die groter, dan sal ek 0,5 of 'n half elke keer kry. Goed. So gelykvormige driehoeke pas binne in mekaar. Twee gelykvormige driehoeke het 3 paar gelyke hoeke en die lengte van die sye is in verhouding. Jy bewys slegs 2 paar hoeke gelyk met redes. Hoekom? As ek kan bewys hierdie hoek is so groot soos hierdie hoek en ek kan bewys hierdie hoek is so groot soos hierdie hoek, dan kan ek sê dat al die hoeke is ooreenstemmende hoeke is ewe groot. Hoekom? Want omdat ek klaar 2 van die 3 het, dan moet die derde ene van beide van hulle mos dieselfde wees, want die som van die binnehoeke van 'n driehoek moet 180 grade gee. So hierdie een is dieselfde as daai ene en albei 70. Hierdie een is dieselfde as daai en albei is 30. 70 plus 30 gee vir my 100. Die som van die binnehoeke van 'n driehoek is 180 grade. So 180 minus 100, die laaste hoekie van albei van daai moet dan vir my 80 grade gee. So dit wat hulle bedoel, maar net jy hoef net 2 paar hoeke gelyk te bewys met redes, dan sal die derde een ook gelyk wees. Goed, en dan 'n voorbeeld van by gelykvormige figuur. As jy wil gaan wys dat sy in verhouding is, maar net wat ek nou net gesê het, jy deel die ooreenkomstige sy in mekaar. As jy elke keer dieselfde waarde kry, dan beteken dit hulle is 'n verhouding. So hierdie klein driehoekie kan jy gesê het is 2 keer kleiner of hy's die helfte van die groot driehoek of jy kon gesê die groot driehoek is dubbel die kleintjie se grootte. Goed. Dan het ek so vlugtig vir julle gewys hoe werk Pythagoras. Dis eintlik meer volgende kwartaal se werk, maar ek het tog want van die vragies dan raak hulle al daaraan. So ek het dit tog gou vinnig vir julle gewys. Pythagoras is 'n baie slim oomie, amper soos julle vir my gesê het nou die dag soos oom Albert Einstein, want hy is wêreldbekend. Al wat hy nou maar net gesê het is as jy 'n driehoek het, in 'n spesifieke 90 grade driehoek, reghoekige driehoek, en jy gaan trek 'n vierkant aan elke sy van daardie driehoek. Nou onthou vierkant se sy is almal ewe lank. So as hierdie sy 5 eenhede is, dan moet daai sy 5 eenhede wees, dan moet daai sy 5 wees en daai sy 5. As hierdie 'n 3 eenhede, as hierdie 'n 3 eenhede is, dan moet hierdie 'n 3 wees, 3 wees, 3 wees en so gaan ons aan. En toe het hy gesê as ek die oppervlak van hierdie ene uitwerk en ek werk die oppervlak van hierdie ene en ek werk die oppervlak van daai net, onthou oppervlak van 'n vierkant is sy kwadraat. Toe kom hy agter as hy die twee kleintjies se oppervlakke te bymekaar tel, dan kry hy die oppervlak van die grootte. So om dan hierdie sy te kry, moet hy net die vierkantswortel van dit vat. Amazing, né? Of as hy die grootte se vierkant het en hy het een van die ander twee. Kom ons sê hierdie een is 'n vierkant. En hy trek die kleiner een is 'n vierkant van daai ene af, dan kry hierdie een se vierkant. So om daai sy se lengte te kry, moet hy net die vierkantswortel vat. So die vergelykings is dan soos volg. So ja, as jy a kwadraat het en jy het as jy a het en jy het vir b, dan sê jy a kwadraat plus b kwadraat, dan kry jy c kwadraat. Maar ons soek nie c kwadraat, ons soek net vir c, so dan vat jy die vierkantswortel van c kwadraat. As jy c kwadraat het en jy het b kwadraat, dan sê jy c kwadraat minus b kwadraat, dan kry jy a kwadraat. Maar ek soek nie vir a kwadraat nie, ek soek net vir a. So dan vat jy die vierkantswortel van a kwadraat. Okay.
Dan maar net vir interessantheid, julle sal sien, ek weet nie hoekom nie, maar julle handboek praat van hypotenuse. Dis maar eintlik die Engels vir skynsy. En onthou jou skynsy is altyd die een reg oor die 90 grade hoek. En ek gaan hier so my skryfdingetjie reg kry, pen, kom ons vat sommer daarso. So ek sê altyd vir die kinders, hierdie driehoek het twee, jy kan kies watter een sy basis wil maak en watter een sy hoogte wil maak. Hierdie kom nou, hierdie grens meer aan meetkunde wat ons volgende kwartaal gaan doen, maar ek wys dit anyway nou vir julle, dat julle dit so lank sien. Maar van die driehoeke, ander figure gaan nou nie so eenvoudig wees dat hy meer as een basis of hoogte, loodregte hoogte kon hê nie. Maar as jy twyfel, onthou, jou skynsy, as jy nie weet wat jou skynsy is, jou skynsy is altyd die een wat teenoor die 90 grade hoek staan. So dan weet jy, hierdie is my skynsy, my hypotenuse. As jy wil weet wat is my basis, sien julle hierso is iets wat lyk amper soos 'n stoeltjie van die kant af gesien. Nou die vloer waarop daai stoel staan, noem ons dan my basis. Hier is nou net Engels, basis. En dan die loodregte hoogte, sien julle hierdie stoeltjie lyk soos 'n H. So my loodregte hoogte is altyd hier by die rugkant van die stoel, H hoogte. So daai sal my loodregte hoogte wees. Ek sou dan ook, ja, nou wil ek nie terugvat nie, want nou hier gedelete het. Maar in elk geval, jy kon nou ook hierdie einste driehoek soos 'n stoel kon jy nou so omgesit het. Nee, dan sou hierdie my basis gewees het en hierdie sou my loodregte hoogte gewees het. So dit maak nie saak hoe om jy dit doen nie. Goed, hier is sommer net daai van Pythagoras wat ek al net gesê het, wat hulle nou net volledig uitgewerk het. Ek het dit vir julle in elk geval op die bord gewys, so ek gaan nie nou gestel jy het wat beteken daai twee pyltjies? Ja, jy's reg, dit beteken daai lyne is ewewydig aan mekaar. Parallel, dit beteken hulle gaan mekaar nooit iewerster kruis of sny nie. Alright. En kom ons sê hierdie hoek. Okay, kom ons sê hierdie hoekie. Daai hoekie is 3x minus 30 en hierdie hoekie is x plus 50. Okay. Nou gaan ek vir die eksamen ietsie sê soos los op vir x en bepaal die grootte, ons sê maar die hoekgrootte. Die hoekgrootte, my spasie is bietjie min. Okay. So dis wat jy moet doen. Los op vir x en bepaal die hoekgrootte. Goed, so kom ons kyk gou hoe ons hierdie som gaan benader. Right, eerstens gaan ons mekaar, voordat ek nog net gaan probeer om, hoe gaan ek vir x kry, want dit lyk vreeslik indrukwekkend en ingewikkeld en so aan en dit is nie. Al wat jy vir jouself vra is, wat weet ek van hierdie twee hoekies? Kom ons kyk. Albei van hulle lê regs van hierdie snylyn. Okay? Albei van hulle lê onder die twee ewewydige sye. Goed, so ons sien dan hulle het sekere ooreenkomste. Daarom, omdat hierdie sye ewewydig is, kan ons sê daai twee is ooreenkomstige hoeke. Right? En wat weet ons van ooreenkomstige hoeke? Ooreenkomstige hoeke is presies ewe groot. So ons kan sê hulle is gelyk aan mekaar. So ons kan sê 3, daai boonste ene 3x minus 30 is gelyk aan hierdie onderste hoekie se grootte, x plus 50. En my rede is ooreenkomstige hoeke, hoeke, en dan moet ons ook by sê altyd, want AB is parallel of ewewydig aan CD, daai moet altyd by wees. Okay. Nou is dit mos maklik om vir x op te los, want ons het net een veranderlik, ons net 'n x, so as x in 'n y gehad het, dan raak dit bietjie meer ingewikkeld. Goed, nou doen ons dit. Ons kry al ons onbekendes aan die linkerkant en alles konstante waardes aan die regterkant. So 3x is reeds aan hierdie kant, so ek hou hom hierso. Nou vat ek die x oor, dan raak hy minus x as ek hom onder die is gelyk aanvat. Ek wil die minus 30 gaan ek nou na daai kant toe vat. Die 50 is klaar, hierdie kant van die is aan die regs van die is gelykant, so ek los die 50 daar. Ek vat die minus 30 onder deur, dan raak dit plus 30. Goed, nou 3x minus x gee vir my 2x. 50 plus 30 gee vir my 80. Alright, en nou gaan ek sê, om vir x alleen te kry, moet ek van die 2 ontslaa raak. Hoe doen ek dit? Ek deel deur 2, maar wat ek links doen, moet ek regs ook doen. So ek gaan dwars deur deel deur 2. So 2 gedeel deur 2 is 1, 1 maal x bly x. Daar is 'n enetjie, maar ek skryf vir my undercover 1. O, sorry vir daai. Goed. En dan moet ek hierdie kant ook deur 2 deel. So as ek hom deur 2 deel, dan kry kom skryf hom maar gou uit. Gedeel deur 2. So x is gelyk aan 40. Nou het ek x se waarde. Maar hulle het ook gesê en bepaal die grootte van die hoek.
En ons weet ons nou altyd daai hoekies is ewe groot, maar net vir interessantheid sal ek sommer gou altyd vir julle uitwerk. So nou gaan vervang ek nou. Ek gaan nou hierdie x-waarde in hierdie twee vergelykings gaan vervang. So oral waar ek 'n x sien, moet ek nou hierdie 40 gaan inskryf. So kom ons vat die boonste een gou eerste. Hy is 3x is gelyk aan is gelyk aan minus ek wil net vir gou sê wag, ek moet gou anders skryf, sorry. Ek gaan eerder sê, kom ons noem gou die hoek. So daar's verskillende maniere hoe jy die hoeke kan noem. Ek gaan gou kyk of ek sommer op hierdie een plek twee verskillende maniere kan gebruik. So hierdie is hoek BAC, dis hierdie hoekie waarvan ek praat. So ek gaan sê hoek BAC is gelyk aan 3x minus 30. So waar ek nou die x sien, moet ek 40 insit. So ek gaan sê 3 en daar by die x sit ek nou 40 in minus 30. So 3 maal 40 gee vir my 120 dan minus 30 en dit gee vir my 90. So daai hoek se grootte is 90. So dit is 'n regte hoek. So hierdie twee is eintlik loodreg op mekaar. Lyk vir my skiets lyk nie so loodreg nie, maar okay. Kom ons toets dit gou met die ander een. Kom ons toets dit gou met die hoek. Onthou ooreenkomstige hoeke is mos ewe groot. Kom ons kyk of hulle ewe groot is. Kom ons check op. Kom ons check op. Okay, so. Nou gaan ek sê, ons het nou net hoek BAC gedoen. Nou gaan ek ook DCE doen. Daai hoekie. So ek gaan sê, kyk nou gaan ek hom so noem. DCE. So jy kan hom of sê hoek, jy moet amper 'n bietjie meer skerper wees. Skryf hom of so of jy skryf hom so. Okay? Is gelyk aan x plus 50. So daar waar ek nou die x sien, moet ek nou die 40 in vervang wat ons hier uitgewerk het. So ek gaan sê 40. En dit gee vir my, oh wow, daai twee is ewe groot. Alright, so daar is vir jou een voorbeeld. En kyk, ek het my rede onthou langs aan. Jy moet altyd jou rede langs aan skryf. En onthou by, daar waar ewewydige lyne van toepassing is, moet jy hulle ook benoem. Goed, kom ons doen gou nog 'n voorbeeldjie. Ons sê, die twee lyne is ook ewewydig. Okay. En ons het hierdie snylyn. Maak ons hier A, B, nou goed, maak dit so. A, B, C, D, E, F, G, H. Okay. So. Right. En dan gee ek vir julle, dan sê ons, sê hierdie hoekie, ons sê, ek goed gaan nou nie mooi lyk nie, maar ons sê maar hierdie, x plus, of mooi, pas by die spreentjie nie, want hy is definitief die volgende skaal geteken nie, en dan maak ons hierdie net 2x minus 20. Dit is nou daai hoekie, en die hoekie. Okay. Kom ons kyk gou, hoe gaan ons hierdie ene benader. Nou weer eens los op vir x en bepaal die grootte van die hoeke. Ek gaan nou nie weer dit uitskryf nie. So nou, kom ons begin met wat weet ons van hierdie twee hoekies? Ja, hulle is nie ooreenkomstig nie, want hulle deel nie selfde ooreenkomste. Hulle is wel al twee bo die snylyn, maar die een is bo die of links van die een parallel lyn, die ander is regs van hom. So hulle het nie dieselfde ooreenkomste nie. Maar ek het mos vir julle 'n storie vertel van die ko-binnehoeke. As ek hierdie lyk soos 'n blikkie. Okay, dis 'n ewewydige sye. En as ek, dit lyk soos 'n koe baked beans blikkie, nê. En as jy koe baked beans as supplements gebruik, as natural supplements, dan kan jy 180 bench, onthou julle. So, wat weet ons van ko-binnehoeke? Hulle is supplementêr, so daai twee hoekies saam is 180 grade. So nou gaan ek dit gaan neerskryf. So ek vat hierdie hoekie, dan sê ek 2x minus 20, dis die een hoekie, plus die ander hoekie, x plus 50. Daai hoek. Hulle is saam 100, hulle is saam supplementêr 180. Dan skryf ek dit. Is gelyk aan 180 grade. En wat is my rede? Ek gaan nou my bo skryf, my spasies bietjie min.
binne hoeke. En dan moet ek sê watter sye is ewenwydig. So ek gaan sê A, B is parallel of ewenwydig aan C, D. Dis my rede. Okay? En nou is dit maklik. Ek moet vir x alleen aan die linkerkant kry en die ander aan die ander kant. So 2x plus x gee vir my 3x. Okay? 50 minus 20 gee vir my 30, positief 30. Kom ons skryf dit gou eers neer, so dan is dit plus 30 is gelyk aan 180. Hoe kry ek nou vir x alleen aan die een kant? Ek moet van hierdie ontslaa raak, so ek vat hom onder deur die is gelyk aan, dan raak dit minus 30. So 3x is gelyk aan 180 grade minus 30. So 3x is gelyk aan 150 grade. So hoe kry ek nou vir x alleen aan die een kant? Ek gaan deel aan albei kante met 3 om van hom ontslae te raak. Ek gaan deel hierdie kant met 3. 3 gedeelde enige getal gedeeld deur homself is 1. En 1 maal x bly x. Daar is 'n 1 voor hom as 'n undercover agent, ons skryf hom nie. Onthou, 'n vergelyking is soos 'n weegskaal. Wat ek aan die een kant doen, moet ek aan die ander kant doen, want die twee moet altyd gelyk wees aan mekaar. Die linkerkant moet altyd gelyk wees aan die regterkant. So ek gaan dwars deur deel deur 3. So hierdie kant bly dan oor 1x. En dan gaan ek hierdie kant ook sê. Mag vir jou uitskryf. 150 gedeel deur 3. En dit gee vir my 50 grade. So x is dan 50 grade. Nou kom ons gaan toets gou daai twee hoekies. Die twee hoekies wat ek het. Die een kant het ek vir kom ons sê gou hoek AFG is gelyk aan 2x minus 20. Maar kyk, as ons nou hier het ek vir x klaar uitgewerk. So ek gaan nou hierdie gaan ek net gaan instel daar. Okay, hierdie het ek klaar uitgewerk. So daai x is gelyk aan 50, so daar gaan ek net gaan 50 instel. Ja, is gelyk aan lyk amper so minus. Okay, en dan die ander hoekie is daai ene. Dit is hoek CGF. CGF is gelyk aan x plus 50. Alright. Nou gaan ek gou daai gaan invervang. So ek gaan sê 2. Onthou as hulle teen mekaar staan beteken dit mos maal, onthou julle? So 2 maal 50 is 100 minus 20 gee vir my 80 grade. En die ander enetjie is gelyk aan x is 50. 50 plus 50 is 100 grade. So kyk gou ons gesê hierdie twee hoeke is kobinnhoeke. Wat beteken kobinnhoeke? Hulle is saam supplementêr. Hulle saam tel hulle op na 180 grade toe. En hierso het ons nou dit bewys want die ene plus hierdie ene gee vir jou 180 grade. So hulle is saam supplementêr. Goed. Nog laaste enetjie gou doen waar ons bietjie kongruensie wys. So kom ons sê like so. Nee, maak ons om A, B, C, D, E. Okay, nou sê ek vir jou, onthou die volgorde waarin jy die lyne en die driehoeke benoem is super belangrik, want dit moet die ooreenstemmende sye wees by al die driehoeke wat ek in dieselfde volgorde benoem. Goed, so ek gaan nou sê, jy begin altyd weer te sê, in driehoek A, E, B, A, E, B, en driehoek, nou moet ek dieselfde volgorde vat, so ek het hierdie sy gevat wat niks gemerk is nie, na die sy toe waar die gelyke sye gemerk is. So ek gaan begin A, E, B, so ek gaan begin by D, E, C. Okay? En nou gaan ons, in driehoek A, E, B en driehoek D, E, C is, kom ons kyk, wat se inligting kan ek hier sien? Ek kan dadelik sien, hierdie sy is so lank soos die ene. BE is gelyk aan CE. Hoe weet ek dit? Ek love hierdie rede. Gegee. Hulle het vir my gegee. Ek het nie daar te gedink het nie. Okay? En nou wat sien ek nog? Ek weet byvoorbeeld hierdie hoek is so groot soos die ene. Hoe weet ek dit? Yes. So ek gaan sê AEB, hoek AEB is gelyk aan hoek DEC en my rede is reg oor
gaan nou heel uitskryf weer, reg, ons skryf nou. Regoorstaande hoeke is gelyk. Okay. En dan gaan ons sê, ons het daai en daai. Ons kan ook sê, hierdie lyn is ewenwydig, hierdie lyn is ewenwydig. Alright, sien julle dat ek hierso 'n wou sê hoofletter altyd is agterste voor hom, Z en die hoofletter N. Sien julle hierdie? Sien julle daai? So, ek kan sê hierdie hoekie en hierdie hoekie is ewe groot. Kan jy onthou hoekom? Hier is 'n ewenwydige sy, daar is 'n ewenwydige sy, bylaai van X. So dit spring oor van die een lyn na die ander lyn. Hy is hierso regs van die snylyn en daar is hy links van die snylyn. Ons noem dit verwisselende hoeke. So ek gaan sê hoek ECD is gelyk aan EBA. EBA. En my rede is verwisselende hoeke is gelyk en dan moet ek ook by sê AB is parallel aan DC. Baie belangrik dat ek dit noem. Sorry. Okay. Nou, kom voor ons aangaan. Ons het nou 3 goed genoem. En julle weet die voorwaardes vir kongruensie het daar's 'n minimum van 3. Dus of sy, of sy ingeslote hoek sy, of sy skyn sy 90 grade hoek en nog 'n sy, of hoek sy. Okay, so kom ons kyk wat het ons. Ons het hierso 2 ooreenstemmende sye gelyk bewys aan mekaar. Okay, wat het ons hierso? Ons het 2 ooreenstemmende hoeke gelyk bewys aan mekaar. Hierso 2 ooreenstemmende hoeke. So, kyk wat het ons. Een van die voorwaardes vir kongruensie. Hoek, sy. So nou gaan sê ek. Dus. Driehoek. Nou skryf ek daai amper oor. Driehoek AEB. Hoe lyk kongruensie nou weer? Kongruensie is. Dus die kongruensie sê mos dat hierdie 2 driehoeke is presies ewe groot. So daarom sê ek hulle is gelyk aan mekaar, maar hulle is presies gelyk aan mekaar. Ek maak sommer 3 streepies, want dis is teken vir kongruensie. So driehoek AEB is kongruent aan driehoek DEC. En dan skryf jy nou eintlik hier langsam aan my spasie. Ag, ek gaan hom hierso kan skryf. Ja, ek gaan hom hier kan skryf. En my rede is hoek, sy. My rede is hoek, sy. En daar sou dit 'n kongruensie bewys van die 2 driehoeke. Alright. So ek sien julle hoe belangrik is dat jy weet, jy moet kan oefen om verwisselende hoeke raak te sien. Jy moet kan oefen om regoorstaande hoeke raak te sien. En behalwe dit, moet jy nie net weet dit is nou regoorstaande, jy moet weet wat beteken regoorstaande. Beteken regoorstaande hulle is saam 90 grade, hulle is saam 180 grade, of beteken dit hulle is gelyk aan mekaar. Daai 2 hoekies is presies ewe groot. Ja, regoorstaande beteken hulle is presies ewe groot. Verwisselend, wat beteken dit? Jy weet nou al, jy kan hulle dalk al raak sien wat verwisselend is, maar nou wat beteken dit? Dit beteken daai 2 hoekies is presies ewe groot. Co-binnehoeke beteken daai 2 hoekies saam is 180 grade. So jy moet jou reëls gaan leer dat jy dit sommer super goed ken.